Ons sê amen, 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 amen. Dis lekker om vanaand saam met julle te kuier en soos wat die vooral genoem het, julle hierso is die diehard Christians, julle is die ware kinders van God. Julle gaan verseker hemel toe met nog 'n ietsie by ekstra, want julle het geperseveer, julle deur die reën gedruk. Julle het julle eie gevoelings, julle vleeslike wil eenkant toe geskuif en gesê, ek moet by die kerk kom vanaand, ek gaan nou sterf vir my eie wil en die Here se wil opneem. So wel dan jy is die Here reg gekry. So gee vir jouself 'n lekker hande klap. Well, freaking done. Ek wil vanaand se preek is vir die verkeerde crowd, maar ek gaan die preek vir jou gee sodat jy die preek kan preek vir ander mense. Is dit reg? So maak preeknotas vir jouself, want ek is nie die enigste wat moet preek nie. Jy moet ook saam met ons preek. So ja, Blurred Lines, soos laaste week het ons daar gaan gesels voor ons in dankdiens inbeweeg wat volgende week is. En Blurred Lines verwys na 'n warped beeld van perspektief. Met ander woorde, jou perspektief is blurry. Die manier hoe jy goed sien is nie 100% soos jy dit veronderstel is om te sien nie. Jou kom ek sê so, jy sukkel om agter te kom of te interpreteer wat die Here mee besig is. Wat doen hy nou actually? Want ek vra vir baie goeters, dit werk nie altyd so uit nie, of die proses waarin ek is, vat so 'n bietjie langer as wat ek gehoop het hy gaan vat. En ons kyk terug na goeters en ons kan nie lekker die dots connect nie. Die ander ding is ook baie van ons sal al deur 'n paar deurbrake gegaan het, jy het al 'n paar breakthroughs gehad. En dan gaan jy weer deur 'n challenge en dan kyk jy terug, dan vergeet jy actually al hoe ver die Here jou gebring het. Dan vergeet jy waar die Here jou al gehaal het. Soos koning Saul, Bybel sê toe hy gesalf was as koning, in die Engels sê hulle, Saul was like a child in his own eyes. Met ander woorde, hy het 'n afhanklike postuur gehad. Hy het 'n postuur van humility gehad wat kon erken, ek het input nodig, ek het krag nodig, ek het die Here nodig, want sonder die Here gaan ek nie kan koning wees van Israel nie. En toe vat die Here hom van niks na 'n awesome great koning toe en is oorwinning na oorwinning na oorwinning na oorwinning na oorwinning. En soos wat alles begin gebeur en dit gaan goed, begin hy vergeet van God wat die een is wat die oorwinning gee. En hy raak toe self-righteous en hy begin toe glory na homself toe te vat. En hy verloor daai kinderlike geloof wat hy gehad het. En toe hy terugkyk, toe kon hy nie meer sien waar's die Here en waar's hy nie. Hy het gedog die Here se werk was toe nou sy werk. Dat die Here se deurbraak was sy te doen gewees. Die Here se heerlikheid was as gevolg van sy heerlikheid gewees. En toe mis hierdie ou die Here totaal en al. En ons baie keer ook goed het ons deurgaan in lewe wat baie emosie ontlok. So jy het verskillende emosies, op, af, dan voel jy goed, dan voel jy sleg, dan stres jy nie, dan is jy seker oor iets, dan is jy onseker oor iets, dan dink jy die Here het met jou gepraat, dan weet jy nie meer of die Here met jou gepraat het nie, en jy is net soos, ek weet nie wat om te doen nie. Ek verstaan nie lekker nie, ek probeer sin maak van dit alles af. En vanaand gaan ons probeer, hoop ek dat die Here kom, gee vir jou clarity met staf wat jy mee sit of goeders wat jy mee deurgaan. So, ons het aan die begin van die reeks 'n paar punte vir jou gegee oor nog goeders wat 'n blurred line veroorsaak. Met ander woorde, dinge wat maak dat ek nie die Here duidelik kan sien nie, of wat maak dat ek nie die Here se hand duidelik kan sien in my lewe nie. So, ons het gesê, eerste ding is pride. Pride is 'n lelike ding. Pride is iemand wat sê, ek het nie God nodig nie, ek is fine sonder hom. Meeste van ons sal dit nie noodwendig altyd sê met ons monde nie, maar dit wys in ons gedrag. Dit wys in ons posture. Ons sal nou en dan met die Here gesels, wanneer ons regtig in die knyp is, maar in ander dele sal ons nie so baie met die Here gesels nie, want ons voel nie die need daarvoor nie. Dit het ons gesê, ons wonder, hoeveel mense sal actually engage met die Here, hoeveel mense sal actually 'n verhouding hê met die Here, as hulle vandag moet hoor, dat hulle finansiëel geset is vir die res van hulle lewe. Hoeveel mense sal nie meer weet waaroor om met die Here te praat, as hulle finansiëel geset is nie. Min mense sal weet wat om vir die Here te sê. Right, so ons dis asof ons dink ons kan deur lewe gaan sonder God. Die tweede ene was die religious spirit, dis mense wat dink hulle is beter as ander. Weer eens hulle probeer hulle self verheerlik. Dit grens met pride. Dit gaan oor my glorification, my eerlikheid, my promotion, my blessing, my dit, my dat, ten koste van ander mense. Dan het ons ook gesê finansies kan 'n blurred line veroorsaak.
Ons meet God se hand in ons lewe aan die finansiële blessings wat hy vir ons gee. Baie mense sal gaan en hulle sal hulle verhouding meet, of hulle sal finansies gebruik om te meet of hulle verhouding met die Here goed is of nie. So, as ek finansiëel wel af is, of as dit goed gaan, dan dink ek die Here, ek en die Here is sharp, die Here kyk na my. Maar wanneer dit finansiëel moeilik met my gaan, dan voel dit vir my, wag 'n bietjie, is die Here kwaad, straf aan my, wat gaan aan hierso? So ons meet God se liefde aan ons, volgens ons bank besonderhede, rekening. Ons doen dit. As dit nie finansiëel goed gaan nie, dan twyfel ons in God se liefde. As dit finansiëel goed gaan, dan twyfel ons nie in sy liefde nie. Nou sukkel jy met finansies. Nou dink jy die Here het jou verlaat. Weer eens, massive blurred line. Ons het ook gesê, offense is 'n lelike ding, want dit is wanneer God nie iets doen wat jy gehoop het hy gaan doen nie. Wanneer jy gebid het vir daai ding en dit het nie gebeur nie. Dan is ons kwaad en jy vou jou arms en jy is offended deur sekere goeders, want ek het dan u gevra en u het dit nie gedoen nie. Dan draai ons rug op die Here en ons kies 'n ander pad. Sin consciousness, ons het gepraat oor jaloesie, envy. Dis wanneer jy jaloers is, fake bly is, wanneer iemand anderste iets kry of iets beleef wat jy voor gebid het. Dis wanneer iemand anderste gebless word in die blessing wat jy graag wou gehad het. Dan sê jy, ek is so bly vir jou. Jy eintlik nie. Ek sê vanaand vir jou dat 'n teken van volwassenheid, dit is wanneer jy regtig kan bly wees vir iemand wanneer dit goed gaan met hulle. Amen. Dit is volwassenheid wanneer jy iemand kan celebrate as die Here staf doen in hulle lewe en hulle beweeg actually op in lewe. Moenie jouself vergelyk met die ou langs jou nie, want jy is nie op dieselfde journey as hy nie. Jy gaan nie deur dieselfde valley as hy nie. Jy het 'n ander roeping as die ou langs jou. So op jouself vergelyk. Amen. So sê vir jou langs jou, ek cooler as jy. Ek's meer cooler as jy. Okay. As daar een ding is wat die vyand gaan aanval in jou lewe, is dit die manier hoe jy God sien. Die manier hoe jy God sien bepaal alles. Want die manier hoe jy God sien is die manier hoe jy na hom toe gaan. So as hy dit kan regkry om jou prentjie van Jesus te distort, laat jy confused is oor hoe God oor jou voel. Jy is onseker of hy goed is vir jou. Dan sukkel ek om met die Here te engage. Toe jy op die heuweltjie was, toe jy on top of the world was jy 100% seker dat God is goed. Maar wanneer jy in die valley is, dan ewe skielik is jy nie meer seker of God goed is nie. Dan wil ek hom vra, maar ek wil ook nie. Dan wil ek engage met hom, maar ek wil ook nie. Die vyand probeer dit regkry, laat jy disengage met God. So as daar een ding is wat hy gaan aanval, is dit. So Paulus bid in Efesiërs, laat ons oë sal oopgaan, laat ons God sal sien vir wie hy sê hy is. Laat ons nie God sal interpreteer deur jou emosionele filters nie. Moenie emosie of omstandighede te gebruik om te bepaal wie hy is nie, want dit is nie 'n akkurate bepaling van hom nie. Jesus het nooit gesê, kyk na die ekonomie, kyk na jou bankstaat, kyk na jou vriende, kyk na wat ook al, en jy sal my beleef nie. Hy vra vir die disippels, wie sê julle is ek? Dadelik wat hulle sê is, want hulle sê die, hulle sê daai, hulle sê die. Ek het nie gevra wie sê hulle is ek nie, ek vra wie sê jy is ek? Kyk na my. Maar vat die skrif en lees die skrif en gebruik die skrif, die waarheid om te interpreteer wie ek is. Moenie emosies gebruik nie. Moenie omstandighede gebruik om God se goedheid te definieer nie. Jy gaan 'n warped beeld kry van wie hy is. Is interessant, as ek jou sê hieroor gepraat nou die dag, toe Jesus aan my huis toe stap en hy praat met 2 disippels, wat saam met hom gewandel het en hulle kan hom nie eers herken nie. Wat vir jare saam met hom geloop het, wonderwerke beleef het, hier verskyn hy aan hulle en hulle kan hom nie eens sien nie.
En is baie interessant hoe Jesus besluit of kies hoe hy homself gaan openbaar aan hulle. Hy sê nie vir hulle, hey boys, is ek. Ek is hy. Hy loop saam met hulle en hy hoor wat hulle sê. En al wat Jesus die hele tyd doen is hy vra vir hulle, maar het die skrif dan nie die gesê nie? Het die skrif dan nie dit gesê nie? Want die skrif, die waarheid verander nie. En Jesus kies toe in hierdie oomblik om homself te openbaar deur sy woord. Nie deur 'n emosie of 'n verskyning of vir iets nie. En toe hulle eventually agterkom wie hy is, toe kyk hulle vir mekaar en sê, that our hearts not burn within us when he opened up the scriptures to us. Laat God toe om homself vir jou te definieer. Ons het nie die voorreg om God te definieer nie. Amen? As julle hoor wat ek sê. Selfs Jesus sê, I refuse to let human wisdom define me. I cannot be defined by human wisdom, but only by the Spirit. Net die Gees van God kan deur sy woord homself aan jou openbaar. So Paulus sê Efesiërs 1 vers 16, I pray constantly, ek bid vir julle die hele tyd, asking God, the glorious Father of our Lord Jesus Christ, to give you spiritual wisdom and insight. Laat die lyne, die geblurde lyne sal weggaan sodat jy duidelik kan sien. So that you might grow in your knowledge of God. Knowledge is hoe ek hom ken. Hy sê ek bid dat julle verstaan van God sal increase. Laat julle hom nie sal interpreteer slegs deur die fisiese realiteit nie. Wanneer jy gaan onakkuraat 'n prentjie kry van wie God is. Want as jy regtig wil ontvang wat God vir jou het, moet jy glo dat hy is goed vir jou. Moet jy glo dat alles wat hy mee besig is vir jou voordeel, is vir jou benefit, is om jou te set up. Ek moet dit glo. Want God doen definitief nie die teenoorgestelde nie. Ek weet baie keer voel dit nie so nie, but God knows. Hoor gou 1 Timoteus 4 vers 4. Paulus sê, for everything God created, or everything created by God is good. And nothing is to be rejected, but it is to be received with thanksgiving. So al hoe ek kan ontvang van God af, is deur 'n posture te hê van thanksgiving, van dankbaarheid. Want 'n dankbare hart is 'n hart wat afhanklikheid van God erken. Ek confess dat ek het God nodig. Met ander woorde, ek confess dat ek het nie wat dit vat om te kom waar ek moet kom nie. En wanneer ek kom waar ek graag wil kom, gee ek eer aan die Here. Want ek is waar ek is, nie as gevolg van myself nie. Ek is waar ek is, omdat ek bonatuurlike krag ontvang het van God af, en hy het my opgelig in hierdie areas, and all glory be to God. May Christ be glorified in my life. So, 'n prideful hart is 'n hart wat reject dit wat God vir jou wil gee. Want 'n prideful hart kan nie erken hy het hulp nodig nie. Het julle al ooit iemand gesien wat trots het? Nou ek praat nie van ek is trots op wat ek gedoen het nie, dis 'n ander tipe trots. Dis 'n pride, ek weet nie hoe om te verduidelik nie. Maar jy weet wat ek bedoel. Dis 'n sense of pride. Van ek wil myself verheerlik. Lyk so ou of hy vir jou of hy hulp nodig het. Nee, want ek kan dit self doen. En want net nou help jy my en dan gaan dit goed en dan kry jy ook heerlikheid daardeur. Dan word jy ook geglorified daardeur. Ek wil geglorified word. Moenie saam met my in die prentjie kom nie, want as dit goed gaan, as die besigheid great doen, dan wil ek die shine vang. Ek wil nie die shine met jou deel nie. So I reject hope
sonder dat hy dit agterkom. So al hoe jy kan ontvang van God is deur 'n posture van gratitude te hê, van humility. James 1:17, everything good and perfect, or every good and perfect gift is from above. Gratitude is more than saying thank you. True gratitude is a posture of humility and worry and a heart that recognizes God as the source of all good. Gratitude recognizes God as the source of all good and not self. Gratitude is not just a reaction to blessings. It's the recognition of God's goodness even before the blessing comes. It's the recognition of God's goodness before the blessing comes. Ek het nie 'n deurbraak, 'n blessing nodig voordat ek kan confess dat God is goed nie. Ek is konsekwent, jy is konsekwent in ons geloof in God. Ek doubt nie sy goedheid nie, ek is nie confused oor sy goedheid nie, ek glo hy is goed. En ek begin deur sy goedheid te meet aan die kruisiging. Want die verskil tussen Christendom en Islam is dat in daai geloof kom jy naby aan God deur jou poging, deur jou effort, deur jou te doen kom jy nader aan hom. In Christendom is dit andersom. Jesus het by ons uitgekom deur sy poging na ons toe. Die Bybel sê dat hy het ons na hom toe getrek, ons het nie hom na ons toe getrek nie. Die kruisiging is die plek waar ons begin om God se goedheid te meet. Hy hoef jou nie te gered het nie. Dit was nie vir hom nodig om vir jou te sterf nie, maar nog steeds het hy gekies om dit te doen. Want die grootste geskenk wat ek en jy moontlik kan hê, is nie geld nie, is nie promotions nie, is nie werk nie, is nie die huis nie, is nie die kar nie. Die grootste geskenk wat ons kan hê, is God se teenwoordigheid self. Dis die greatest asset, treasure, wat jy moontlik vir kan vra. Ons het gesê, wat ons vandag het, is wat Dawid gesmeek het voor. It's what he longed for. I say, Lord, I long to dwell in your presence all the days of my life. En dit wat Dawid wou gehad het, het ek en jy vandag. Ons sit met God se teenwoordigheid en ons mis dit. God se teenwoordigheid is vrugbaar, produce lewe, joy, deurbraak, krag. Alles wat jy nodig mag hê is in God. Ons sê altyd, if God is all you have, then you have all you need. If God is all you have, then you have all you need. What more could you possibly want? Wat is meer waardevol op aarde as God homself? Dink gou daaraan. Jy is gebless met die grootste blessing wat daar is, maar nog steeds soek ons meer. Dis asof ons vir die Here sê, Here, jou teenwoordigheid was nie genoeg nie. Jou teenwoordigheid satisfy my nie genoeg nie, ek soek ietsie anderste. Ek soek nog ietsie meer. Ek soek U, maar ek soek die geld saam met dit. Ek soek U, maar ek soek die kar saam met dit. Julle hoor wat ek sê. Dis hoe ver ons gekom het. Dat dit wat die profeet in die Ou Testament begeer het, het ons. En is ons nog steeds entitled. Here het my nie promote nie. Ja, kom ek gaan dit aan. Dawid skryf Psalm 23. Julle almal ken Psalm 23. Al gaan ek deur die skare van die dode, al gaan ek deur die donkerste tye, sal God by my wees. Ken julle hierdie ene? Hierdie is cute en alles, tot jy deur die valley gaan. En soos, nee, wag 'n bietjie, ek wil nie deur gaan nie. Psalm 23. Dawid set ons op. Ek wil vanaand net vir jou voorstel, dat wanneer jy deur tribulation periodes gaan in jou lewe, wanneer jy deur valleys gaan, wanneer jy deur groeifases gaan, wanneer jy stoei, is dankbaarheid dit wat jy nodig het om deur te kom.
Pas op om in die valley jou faith te denounce. Pas op om in die valley op te gee in jou geloof. Pas op om in die valley offense te vat. Pas op om in die valley bitterheid te cultivate in jou hart. Bly postured in 'n dankbare state. Bly geposisioneer in 'n afhanklike status van God af. Okay, hoor wat sê. The Lord is my shepherd. I have all that I need. In hierdie stadium is God al wat Dawid gehad het. And if I have all I need, I am good. Because if God is all I have, then I have all I need. He lets me rest in green meadows or pastures, and He leads me beside peaceful streams. He renews my strength. He renews my strength. Not people, not money, not governments. God's presence renews my strength. He guides me along the right paths, bringing honor to His name. Even when I walk through the darkest valley, I will not be afraid, for You are close beside me. Dis interessant dat dit wat Dawid beskryf in die donkerste tyd van sy lewe, wanneer hy die meeste persecution beleef, is die een ding waarop hy die heeltyd fokus, is God se teenwoordigheid. Is God se teenwoordigheid. As God by my is ek okay. As God by my is, gaan ek dit maak. As God by my is ek meer as okay. Dis al wat hy op fokus. Your rod and your staff protect and comfort me. And verse 5 say, You prepare a feast for me in the presence of my enemy. Dis die tweede gedeelte wat ek wil hê jy moet net gou op fokus. Die eerste deel sê Dawid, U is by my. Nou sê hy, maar die vyand is ook by my. Het jy geweet dat God en jou vyand kan teenwoordig wees in jou lewe op dieselfde tyd? Dis moontlik. Want ons weer eens meet God se teenwoordigheid aan die bankrekening, aan hoe vrede ek in my hart het, aan hoe goed alles rondom my gaan, en as alles chaotic is rondom my, dan dink ek, God het my verlaat. Of wanneer ek gechallenged word, en ek word gechallenged om te groei, en daar's 'n bietjie angstigheid in my, dink ek, Here het my verlaat. Nee, hy het nie. In die teenwoordigheid van jou vyande, sê God, moenie worry nie, ek is nog steeds hier. Die probleem hierso is, baie keer face ons vyande en ons probeer hulle overcome of aanvat uit ons eie krag uit. Dis dan wanneer jy val. Dis dan wanneer jy doodgaan in die valley. Trek van Here af. Hope and peace is not the absence of evil. It is not the absence of evil, trials and tribulation. Hope and peace is the presence of Jesus. It's the presence of Jesus. Ons het laas gesê, God gaan jou nie altyd uit alles uitred nie. Maar hy beloof dat wanneer jy deur goed gaan, is ek met jou. Ek gebruik al die analogy, wanneer jy 'n klein kindjie het en hulle gaan op 'n kleuterskoolkonsert en hulle loop op 'n groot stage en ons net massas mense hulle om hulle, dis daunting. Dis vrees aanjaend, hulle stres. Ek bedoel, dis my eerste keer op stage, maar nog steeds gaan jy as ouer nie en gaan haal hulle af en sê, moenie worry nie, ek gaan jou red van hierdie agony af nie. Ek gaan jou red van hierdie stres af nie. Jy laat hulle opgaan. En wat's die eerste ding wat 'n klein kindjie doen as hy op die verhoog is? Wat doen hy? Hy soek pappa en mamma. Sodra hy jou sien, wind gaan ewe skielik. Die situasie het nie verander nie. Niks het verander nie. Maar hy weet my ma en pa is hier, en as hulle by my is ek okay, ek kan dit maak, ek gaan dit maak. Dis dieselfde. As God by jou is, gaan jy dit maak, jy's okay. Ons hou daarvan om hierdie skrifvers aan te haal, Filippense 4 vers 13, ken julle hom? For I can do everything, all things, wie hou van hierdie skrifvers? I can do everything through Christ, who gives me strength. Wanneer jy jou goal wil uitvra, ek kan enigiets doen deur die Here wat my krag gee. Wanneer jy wil gym toe gaan, en jy is die lus en sê jy, maar ek kan enigiets doen deur die Here wat my krag gee. Wanneer daar 'n stuk koek op die tafel is en jy weet jy mag hom nie eet nie, dan quote jy hierdie scripture. Dink jy intimideer my koek?
Dink jy gaan my nee, ek gaan jou wys wie's baas. Jy draai rug. Luister hier, vir daai goeters het jy nie die Here se teenwoordigheid nodig, jy het net selfbeheersing nodig. Okay, dis al wat jy nodig het. Dis net selfbeheersing wat jy nodig het. Gaan net gym toe, los die koek. Okay. Die konteks van Filippense 4 vers 13 is Paulus skryf hierdie terwyl hy in ketTINGs is. Chained. 60 jaar na Christus. Sy imprisoned. Met niks. Onthou, Paulus was 'n high flyer. Hy was 'n Joodse leraar, hy het die law geken. Well respected deur die Romans. Nou gee sy hart vir die Here, die opposite reaction gebeur, die drie man in die tronk. Dis die konteks hiervan. Hoor wat sê hy verder. Filippense 4 vers 11. Hy sê, not that I was ever in need, for I have learned how to be content with whatever I have. I know how to live on almost nothing or with everything. I have learned the secret of living in every situation, whether it is with a full stomach or empty, with plenty or little. Wat hy sê is, omstandighede bepaal nie my tree nie, bepaal nie my aksies nie. God orders my steps. Dan sê hy, of ek min het of ek baie het, I can do everything through Christ who strengthens me. Met ander woorde, hier sit hierdie ou in die tronk, en hy's nie offended hierdeur en sê, wel, ek gaan nou nie met die Here se werk vir hom doen nie, want hy help my nie uit die tronk uit nie. He persists, and he perseveres, and he pushes. He doesn't compromise on his faith. Hy verloor nie sy fire nie. Hy hou aan die gospel versprei. En hy hou aan, en hy hou aan, en hulle sluit hom toe, en hulle sluit hom weer toe, en hulle sluit hom weer toe, en hulle probeer hom stenig, en hulle persecute hom, en hy sê, come at me, I will not stop with what I am doing. Hoeveel van ons vat offense, wanneer ek nie 'n 15% salarisverhoging kry aan die einde van die jaar nie? Wanneer ek nie kan upgrade van die 2023 X5 tot die 2025 X5 nie. Wanneer ek nie van 'n 4 slaapkamer na 'n 6 slaapkamer toe kan gaan nie. Vat ons offense en dan draai ons rug op die Here. Die girl wat ek wou gehad het, kry ek nie. Nou is ek sommer kwaad vir God. Dis niks met die Here te doen, dis die girl. Blameer haar. Dis niks met die Here, los die Here uit hierdie ding uit. Die Here kies nie jou vrou nie, jy kies jou vrou, okay? En Paulus sê, julle dink, julle kan my stop. In fact, kan ek julle gou almal inlig, dat as julle my in die tronk sit, dan excel die gospel nog meer. Dit is net die bewys dat die gospel knak nie onder pressure nie. Inteendeel, in die tronk is God al wat Paulus het. And if God is all he has, then he has all he need. En as God alles wat jy het, dan het jy wat jy nodig het. En Paulus sit in die tronk en dis al wat hy het om hom te sustain. God se teenwoordigheid hou hom aan die lewe, sustain hom. Nou hoor gou wat doen hierdie. Filippense 1 vers 12. I want you to know, my dear brothers and sisters, that everything that has happened to me, al die sleg wat hy deurgaan, has helped to spread the good news. As ek tronk toe moet gaan sodat die gospel versprei kan word, vat my tronk toe. As ek gestenig moet word sodat Jesus verheerlik kan word, dan come at me. Want ek leef nie meer vir myself nie, ek leef vir hom, ek wil nie myself verheerlik nie. I have nothing to offer you. Ek wil nie jou na myself toe trek nie, ek wil jou na die Here toe trek. It has helped to spread the good news. For everyone here, including the whole palace guard, knows that I am in chains because of Christ. And because of my imprisonment, most of the believers here have gained confidence.
and boldly speak God's word message without fear. Met ander woorde, die volgelinge van Paulus kyk na hom en sê, wel, as ons leier dit kan doen, dan kan ons dit ook doen. As ons leier in die tronk kan sit en aanhou met God se werk, kan ons dit ook doen. Hulle was bang om te preek, want hulle gaan ook toegesluit word. Paulus sê, ou my broodjie, kom ek wys julle. Ek mag nie sê bier nie, want hulle het nie bier gehad daai tyd nie. Ons sal sê, hold my beer and watch hierdie. Ons het nie dit gehad nie. Hy sê, watch, ek gaan vir julle model hoe dit lyk om te persevere, hoe om dankbaar te wees vir God se teenwoordigheid, maak nie saak wie wat sê vir jou nie. Laat hy jou toesluit, laat hulle jou aanval, so what? It gave them courage. Ek bid dat Suid-Afrika en dat Dr. Raslouw sal kyk en courage beleef en dink, wow, as julle dit kan doen, as julle 'n kerk kan wees met 'n backbone, as julle 'n kerk kan wees wat on fire vir God kan bly, maak nie saak waar julle gaan nie, dan kan ons dit ook doen. As julle nie skaam is vir Jesus nie, dan beteken dit ek hoef ook nie skaam te wees vir Jesus nie. Kan ons daai selfde tipe kerk wees? Amen. Gee die Here 'n hande klap. Kom as julle wil klap, met julle klap. Ek wil vanaand ons vat na 'n plek toe en ek wil hierdie prentjies nie vir julle wys om enige iemand te laat skuldig voel of condemning voor te kom nie. Maar ek hoop dat hierdie prentjies en die volgende paar dinge die blurred lines gaan wegvat. Ons is baie keer ontstel wanneer die Here van ons iets vra wat ons iets gaan kos. Dis nie, Here, ja, dis bietjie te veel. Ek wil nie dit doen nie. Ek wil nie vanaand kerk toe kom nie, dit reën. Maar nou sien jy hierdie vrou en haar 3 kinders. Wys dit op die screens. In Sudan. 'n Jesus-volger met haar 3 kinders word vermoor deur moslems vir haar geloof. Haar geloof het haar en haar kinders letterlik hulle lewens gekos. En ek moan wanneer ek in die kerk, wanneer ek kerk toe moet ry in die reën. Ek moan wanneer ek vir iemand moet bid, dit is vir my bietjie ongemaklik. Ek moan as ek nie my 50% verhoging kry nie. Waar hier sit jy met mense waar hulle geloof, hulle lewens kos. Gepraat van dankbaarheid. Ek dink ons het baie om vir dankbaar te wees. Ons hoor gereeld, die klank is bietjie hard, die ligte skyn in my oë, die koffiery is te lank, die traffic is te wild hierso. Ons sê, wat dink jy is hierdie? Hoe kom jy in Nigerië? Dan word hulle aangeval deur die Islamic extremists, word vermoor in die massas, ons broers en susters net op in Afrika, en ons sit hier in die gemak van 'n gebou met 'n dak en aircons, baie lekker. Dan word hierdie ouens se kerk afgebrand. Check gou hierdie volgende foto. Die volgende dag sit hulle in die afgebrande kerk en die worship Jesus. Volgende foto, check, selfe kerk, of nog 'n kerk afgebrand. Volgende dag sit hulle daar. We persevere. We're going through the valley. En dan kan jy hulle beloof op hierdie stadium is God al wat hulle het. And if God is all you have, then you have all you need. En hulle persevere en hulle sit in die kerk en hulle maak die woord oop en hulle gaan aan. En hulle gaan aan. Draai nie hulle rou op die Here nie. Nie Here, maar hoekom dit en maar hoekom dat en hoekom die nie. They keep on. Luister familie, jy kan enige iets verloor, maar as daar een ding is wat jy nie kan verloor nie, is dit jou geloof. Jy kan alles verloor. Jy kan compromise op enige iets, maar jy kan nie bekostig om te compromise op jou geloof nie, want God se teenwoordigheid is jou grootste asset. It's your greatest treasure. Hoor gou hierdie video, hy's 40 sekondes. Die pastoor saam sy gemeentelede sing hierdie volgende lied. Hoor hierso. Sing hulle net oor die kerk afgebrand is. We praise your name. Jesus.
fight for all, to give us hope in the name of Jesus. If God is all you have all you need. Hier sit die ouens. Band, julle kan my join asseblief. Ek dink ons het baie verdankbaar te wees. Ons geloof kos ons nie regtig iets nie. Ek hoop ek maak sin. Ek wil nie myself herhaal nie. Ek hoop ek maak sin. Seker die laaste foto. 23 Christene op die strand in Libya. Hier was 2021. Deny jou God. Deny jou God. Nee. I'm willing to lose everything, but not my faith. Maak my maar dood. Jy kan my liggaam doodmaak, jy kan nie my doodmaak nie. You cannot kill my spirit. Want dis vir die vyand nie sien nie. Hy dink hy's besig om te wen, deur kerke af te brand, deur Christene te vermoor. But he already lost on the cross. Because those people who are killed are still alive today. Sit 'n bullet deur my kop, steek 'n mes in my nek. You cannot take God out of me. So Stefanus, net voor hy doodgestenig is, gaan die hemel oop en hy sien Jesus sit aan die regterkant van die Vader. En hy sê, Here, ontvang my Gees. En vir al julle almal, ek bid dat God se genade oor julle kom. En hulle maak hom dood. But still, the church grows. But still, the kingdom advances. Ons het baie om voor dankbaar te wees. En ek wys vir julle hier, nie om julle te laat skuldig voel nie. Net sodat jy kan sien, hey, dit gaan actually goed met my. Wil julle saam met my staan, en wil ek vir ons bid, en dan gaan ons worship. Ek weet dalk nie wat jy persoonlik deurgaan nie, ek weet nie wat jou value is nie. Ek wil jou mooi vra vanaand. Keep the faith. Just keep the faith. Keep the faith. Keep your eyes on the Lord. Want wanneer jy deur valleys gaan, is daar baie verskillende dinge wat jy na kan kyk. Baie goed soek jou aandag. But what you behold in the valley will determine the level of hope and faith in you. Baie keer word jy gediagnoseer met 'n siekte en jy gaan op Dr. Google. Jy gaan check hoeveel mense sterf van hierdie siekte. Wat is die probability dat iemand gesond word van die? En dan sien jy nie baie nie. Dan ewe skielik deplete dit jou geloof. Moenie te doen nie. Behold Christ, soos Dawid skryf in Psalm 23. Fokus op die Here se teenwoordigheid. Fokus op hom. And your strength will be renewed. Sal jy jou hande saam met my in die lig steek? Lord, if you are all we have, then we have all we need. Ons grootste skatkis is nie aardlikse
dinge nie, maar dis U teenwoordigheid. Jesus, U het ons kom haal waar ons was. U het naby aan ons gekom. En nou vra ek, Heilige Gees, dat U die teenwoordigheid van Jesus bekend sal maak in hierdie auditorium. I pray that you will sweep through this place. Mag jy elke man en vrou kom aanraak in hierdie gebou. May your presence saturate our bodies right now. For those who are going through dark places, dark valleys, may your presence renew our strength right now. Ek bid selfs, Here, dat ons vibrasies sal voel in ons liggame. Energie wat losgelaat word deur U Gees. Lord, come and open up our eyes that we may see you, that we may know you. Ons dankie vir U teenwoordigheid in Jesus se naam. Kom ons worship hom. Amen. Kom ons gee Here 'n lekker hande klap.